Hallo julle. Hallo almal. Vandag baie rustige opname. Ons gaan vir julle 'n Kersverhaal lees. So nie vreeslik baie praat of verduidelik nie. Baie kere is daar die slaggat om 'n storie vreeslik uit te lê en te verduidelik. Dalk sê ons so 'n bietjie iets as iets by ons opkom of wat ons opgeval het, maar 'n mens moet 'n storie toelaat om sy werk self te doen. En die verhaal is die jakkals by die krib. Oorspronklik, min of meer hier in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog kort daarna, het P.L. Travers die verhaal geskryf. En ek het hom so 'n bietjie verwerk, verkort en so aan. So vanmôre lees ons vir julle die verhaal. Matilda gaan die Engels lees as jy haar stem verkies. Volg dit dan in Engels. Maar vanmôre lees ons dan die jakkals by die krib. Dit was laat in die nag. Stilte het oor die stal gelê, net verbreek deur die sagte gloed van die krib waar die kind tussen die vriendelike diere gelê het. Die wyse manne het in 'n hoek geslaap, hul geskenke rondgestrooi terwyl die herders in die hooi gesluimer het. Bo hulle het engele gehang, rustend na hulle sang. Die diere het geroer toe hulle sagte pote hoor aankom. 'n Rooi jakkals het in die deuropening verskyn, sy oë vasgenaal op die kind. Ontsteld het die donkie, die koei, die skaap en die duif geëis dat hy moet weggaan. Maar die jakkals het rustig geantwoord: "Inteendeel, hierdie is die enigste plek vir my." Die diere het hom beskuldig van slinksheid, diefstal en vyandskap teenoor mense. Die jakkals het dit nie ontken nie. "My slinksheid is my lewe," het hy gesê. "Dit voed my welpies, red my van strikke en dit hou my vry. Maar eendag sal 'n jakkals die mense vriend wees. Ek het gekom om my geskenk te bring." Die diere het gespot: "Watter geskenk kan jy bring?" "My slinksheid," het die jakkals gesê. Die donkie het gebalk: "Ek het sy moeder veilig oor woestyne en heuwels gedra. My rug is breed genoeg vir laste." Die koei het sag bygevoeg: "Ek het my krib vir hom gegee, 'n plek om te rus." Die skaap het gebler: "Ek het my wol gegee om hom warm te hou." Die duif het gekoer: "Ek het hom aan die slaap gesing." Elke dier het sy geskenk met trots genoem en elkeen het die jakkals met wantroue aangekyk. "Wat kan jy gee buiten slinksheid?" het hulle gevra. Toe het die kind sy hand opgelig. "Dit is 'n goeie geskenk," het hy gesê. "Die ander gee wat hulle nie eers gaan mis nie." Maar die jakkals het alles gegee wat hy gehad het. Sy slinksheid is sy krag, sy lewe. Nou is dit myne. "Maar wat sal jy met so 'n geskenk doen?" het die donkie uitgeroep, verward. "Ek verstaan hierdie raaisels nie. Daar is iets hier wat ek nie begryp nie." "Ek ook nie," het die koei, die skaap en die duif beamoen, terwyl hulle twyfelend hulle koppe geskud het. "Dit is nie nodig om te verstaan nie," het die kind sag gesê. "Dit is net nodig om dit te laat wees. Om lief te hê en te laat wees." Toe het hy sy kop na die deur gedraai en die jakkals nader gewink. "Kom," het hy beveel. Die jakkals het gehoorsaam geknik, elke poot fyn gelig en sonder 'n geluid neergesit en na die krib gestap. Die kind het sy hand uitgesteek en op die rooi kop
tussen die breë ore gelê. Ek sal iemand nodig hê om my te help. Die jakkals het 'n vreemde geluid in sy keel gemaak, iets tussen 'n grom en 'n kreun. Wat wil jy hê moet ek doen? Het hy uitgeroep. U onder die doringbos inrol, soos ek met my halfvolwasse welpies doen? Die roep van die uil volg, haar prooi uit haar skerp kloue ruk en u voed met 'n vet eekoring? U in my jakkalsgat wegsteek en wanneer hulle u jag, want jag sal hulle, u lei langs geheime paaie wat net ek ken? Bly by my, het die kind gesmeek. Hulle verwelkom my nou, maar eendag sal die verwelkoming verdwyn. Die jakkal se oë het geblink. U weet, ek kan dit nie doen nie. Om u vriend te wees, beteken om u alleen te laat gaan. Wat ek kon doen, het ek reeds gedoen. My slinksheid is nou u sin. Dit sal u lei wanneer die wêreld teen u draai. Die kind het sy kop gebuig en die harde waarheid aanvaar. Jy is reg, het hy gefluister. Alleen wanneer die wind opstyg en die reën val. En ek sal in die heiningbosse gaan woon, het die jakkals gesê. Terwyl hy gepraat het, het hy sy lyf stadig, duim vir duim, weggeskuif, sodat die kind se hand langs sy rooi rug afgly tot by die punt van sy stert. Dit het gelyk asof nie een van hulle kon verduur om van die ander te skei nie. Toe het hy met fyn, doelgerigte tree oor die strooi gestap na die plaasdiere. Met ernstige oorweging het hy 'n plek tussen die koeie en die donkie gekies en gaan lê, sy stert om hom gekrul, sy spits snoet teen sy pote geskuif. 'n Swart lam het teen hom ingekruip. Die diere wie se woede nou versag het, het gedink, ons is te eenvoudig om te verstaan. Ons kan net lief hê en laat wees. Deur die nag, terwyl wyse manne en herders geslaap het, het die kind en die jakkals mekaar aangekyk en wag gehou. Wild en mak saam by die krib. Die sirkel was vol. Enige iets wat jou opval, sommer net so? Ek voel amper soos die koeie en die donkie. Ek verstaan nie wat die kind met die slinksheid sou doen nie. Wat vir my opval is hoe ons eintlik inherënt dink dat die jakkals se inherente geaardheid 'n slegte geaardheid is. Ja. En eintlik is dit in Engels sou die woord cunning wees, met ander woorde om kreatief met planne om te gaan, om dinge te kan om dinge te lees, om die lig te snuif. Ja. So ons is baie en veral die woord slinksheid koppel ons daaraan. Dis reg. Want 'n slinkse mens is nie 'n in ons gedagtes is dit 'n skelm. Ja. Maar dit is nie wat dit hier beteken nie. Dit beteken meer om, soos jy sê, om fyn ingestel te wees op wat aangaan en om daar rondom te kan werk. Ja. Om daarmee te kan werk. En wat opval, dit is interessant, die laaste ruk het ek by 'n paar plekke gelees. Ons werk baie daarmee dat wanneer ons in 'n verhouding met die Here tree, wanneer ons naderkom, moet ons as gereinigde of ek wil amper sê die rowwe dele moet uitgesny wees. Ja, net die ek bedoel dis net die mooi kant wys. Net die mooi kant. Ja. Maar telkens die laaste ruk, dit is asof dit by my aanmeld, is hoe ons is en wie ons is aanvaar word.
En hoe ons iets kan bydra. En hoe ons iets kan bydra. Ja. Maar dis nou maar net sulke enkele opmerkings wat ons maak. Dit bly 'n baie interessante storie want dit is nie 'n baie bekende storie nie en dit volg nie die verwagte lyne nie. Nee. Maar ons wens vir julle en vir julle gesinne 'n baie mooi Kersfees toe. Mag dit ook 'n Kersfees wees waar julle beleef dat julle aanvaarbaar is net soos wat julle is. Baie liefde en vrede. Mooi bly. Tata.